Goeiemôre vriende hier op donderdag die 5de Februarie 2026. Mag dit vir julle 'n lekker dag wees. Sommige vir julle so 'n bietjie uitdaag vriende. Kom ons vra vir mekaar die vraag: waar het jy God gesien werk vandag? En dan gaan julle so 'n bietjie daar wys elke paar dae, waar het jy God gesien werk vandag, né? En baie keer is dit 'n moeilike vraag, maar eintlik 'n baie maklike vraag. As iemand glimlag, dan is dit God wat werk, want vriendelikheid is deel van die vrug van die Gees, né? Geduld, getrouheid, goedhartigheid, vrede, vreugde, vriendelikheid, liefde, nederigheid, selfbeheersing. Dis almal vrugte van die Gees. Dis die Gees wat werk, vrug van die Heilige Gees. So as jy dit sien, het jy al God gesien werk. Waar het jy God gesien werk waar iemand uitreik na iemand anders toe? Waar het jy gesien dat iemand 'n ander persoon baie mooi hanteer? Dit is waar God werk. Nee, waar goed is, daar is God. So kom ons daag mekaar uit om te kyk, waar sien julle God werk vandag? Ons raak net so wyle stil. Wat 'n voorreg, Here, om met die almagtige God te mag praat, die skepper, die eienaar van die heelal. U is die begin en U is die einde, U is die alfa en die omega, U wat U weet. U is, U was en U sal kom, die almagtige. En ons het toegang tot U as 'n liefdevolle Vader wat altyd bereid is om na ons te luister. Dankie vir daardie groot voorreg. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Nou vriende, Tessalonisense, 1 Tessalonisense, eintlik 'n unbelievable boek, né? Dit is 'n wonderlike boek. Dit is 'n boek wat Paulus vir Timoteus stuur om sê ou moet gaan kyk 'n bietjie wat daar aangaan daar in Tessalonika. Ek hoor eintlik baie mooi dinge, maar ek is ook baie bekommerd oor hulle. Hulle staat in hierdie handelsstad, omring deur heidene, 'n geweldige invloed op hulle. Hulle word vervolg. Hulle aanbid nie die keiser nie, en as jy nie die keiser aanbid nie, word jy vervolg. So 'n geweldige vervolging ook van hierdie mense. Hy sê, hoorie so wat Timoteus gaan kyk, het hierdie kinders van my, hierdie geloofskinders van my, het hulle geloof behou. En ons gister vir mekaar gesê, Timoteus het vir gesê, maar hulle het hulle geloof behou, hulle het die verleier weerstaan, vriende. En dan sê Paulus, ons het soveel moed gekry deur julle wat sterk staan, en ons het dus sommer meer moed om die evangelie van Jesus te gaan verkondig. So is 'n amazing boek as julle hom so lees. 'n Boek wat 'n mens baie maklik net oorlees. En dan kom Paulus natuurlik by geweldige praktiese goed uit, wanneer hy dan in 1 Tessalonisense 4 die volgende sê. Hy sê, hy sê, nou het ons nog iets anders om van julle te vra, né? Hy sê, julle is great, dit gaan goed. Ek is so bly dat julle het nou die liefde vir die ander mense het, julle geloof behou het, en dit so. En dan sê hy, julle het van ons geleer hoe God wil hê julle moet lewe. Julle doen dit ook. Maar in die naam van die Here Jesus versoek ons julle dringend, sê Paulus, lê julle nog meer daarop toe. Vriende, is dit nie amazing? Hierdie geloofspa van hulle, Paulus, wat op hierdie stadium, soos ek nou verstaan, in Athene is vir Timoteus stuur. Hy kan nie kom nie. Hy verlang so na hierdie mense en sê, hoor hierso, ek is so trots op julle, en dit wat julle van ons geleer het, soos julle besig om dit uit te lewe, maar ons versoek julle, lê julle nog meer daartoe in hierdie heidense omgewing, hierdie omgewing wat hulle eie norme en waardes op julle wil afdruk, staan en teen, leef nog meer so, né? Selfs ons tyd, vriend, selfs ons tyd, ek bedoel, kyk baie keer so rondom my en dan beleef ek dat mense verruil maar baie maklik hulle waardes, baie vinnig, is asof die Here nie daar is nie, né? En dis wat Paulus vir hulle sê, hy sê, hoorie so, kyk baie mooi daarna, julle moet julle nog meer daarop toe lê julle daarop toe. En ek sê nou maar altyd vir julle, die lewende verhouding vir God, dis ons 3 waardes, die kernwaardes van enige verhouding met God. Jy moet 'n lewende verhouding met God hê, en al hoe jy 'n lewende verhouding met God het, is deurdat jy bid tot God, deurdat jy die woord bestudeer, deurdat jy mediteer oor die woord, reflekteer oor die woord, tekste memoriseer, deurdat jy 'n journal hou, deurdat jy vas, of wat ook al. Dit is hoe jy in hierdie lewende verhouding, jy die heeltyd in die teenwoordigheid van God is, en wanneer ek in die teenwoordigheid van God is, liewe vriende, kan dit nie anders as dat die vrugte van die Gees in oorvloed aan ons begin hang nie. Dat daar vrede en vreugde en vriendelikheid en geduld en getrouheid en goedhartigheid en liefde en nederigheid en selfbeheersing en nog 'n klomp ander goed is. Wat is die vrug van die Gees? Kan nie anders nie.
om in Jesus Christus se voetspore te volg en om die Heilige Gees toe te laat om deur jou te werk. Nee, dit is hoe jy jou meer daarop toelê, hoe jy meer begin en hoe jy al hoe meer gevorm word deur die Heilige Gees om die beeld van Christus uit te straal daar waar ek en jy ook is. Daarom sê ek aan Paulus vir hulle, hoor hierso, lê julle nog meer daarop toe. Julle ken die voorskrifte wat ons op gesag van die Here Jesus aan julle oorgedra het, kom sê Paulus vir hulle. En dan sê hy, dit is die wil van God, dat julle heilig moet lewe. Dat julle heilig moet lewe. Nou vriende, kom ons sê maar, maak maar die sin klaar. Weerhou julle van onsedelikheid. Nou onthou, ek sê altyd vir julle, wanneer Paulus so praat, hy praat weer later oor onsedelikheid. Onthou nou, in die heidense kulture, liewe vriende, het die seksuele 'n geweldige rol gespeel. Was dit Aphrodite was een van die gode daai tyd, van vrugbaarheid, en binne in hierdie heidense rituele was daar baie keer seksuele praktyke, dis net orgies gewees, dis eintlik maar wat dit is. En nou kom Paulus en kom sê, hoor hierso, hierdie heidense invloede wat hier so buite om julle is, julle moet baie mooi daarmee kyk, ek weet julle is beautiful kinders van die Here, maar ek wil net vir julle sê, julle nog meer daarop lê, julle moet ten bloede toe teenstaan, bied teen die ou Satan en sy magte, nee, want hy's uit om julle te kom verslind. Daarom kon sê 1 Petrus vir ons, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk, wie kan hy verslind, wie kan hy verskeer, those who have faith. Daarom sê hy, julle moet julle meer daarop toe lê. Dit is die wil van God, dat julle heilig moet lewe, weerhou julle van onsedelikheid. So, die Here kom sê, julle moet heilig beteken om afgesonder te wees. Julle behoort nie meer aan die wêreld nie. Julle behoort aan God. Julle kan nie meer deelneem aan die goed van die wêreld. En vriende, kom ons wees eerlik met mekaar, in die tyd wat ek en jy lewe, het ons soveel toegang tot verkeerde goed op 'n seksuele vlak. Ek hoef dit nie eens uit te spel, julle weet, die internet is daarvan vol, dis toeganklik met die druk van 'n knoppie, né? So, dit is nog meer van toepassing op ons, op die jong mense, op ons ouer mense. Hy sê, julle moet heilig lewe, julle is afgesonder van God, julle is anders, kom sê hy vir hulle. Julle weet, julle is al, ek dink al klaar so 'n hoë ding van julle, as liefde, as geloof by julle. Maar asseblief, hierso waar julle is, hierso in Thessalonika, moet julle altyd weet, julle moet heilig wees, julle moet anders wees, julle is uitverkoop aan Christus, julle is nuwe mense, julle is die uitverkore volk. Daarom weerhou julle van onsedelikheid, kom sê hy, né? Nou, ek gaan weer môre 'n bietjie aangaan met die res. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.